Vrede geliefdes, ek hoop julle se diens was geseën. Ja, ons was geseën gewees, ons dank die Here. Daarvoor was wonderlik gewees. Ons het weer gehardloop in Nehemia 4. Toe die vyand hoor die muur word herstel, is Sanballat kwaad geword. Sal hierdie magtelose Jode offer? Sal hulle nog hierdie mure voltooi? Dis wat die vyand doen, hy versoek. Hy meen, as hy iets mooi sien, dan wil hy hom afbreek. Hy hou nie van 'n mooi ding nie. Hy hou nie van alles wat kom by die goeie werke van die Here, wil hy afbreek. As een ding wat ek haat, as hy eintlik een mens noem het mos maar altyd, as een ding wat jy haat. Wanneer gaan die persoon wat agter die camera, agter die phone staan? Hy is die persoon wat nooit onder die salwing kom nie. Almal sal miskien onder die salwing, onder die krag kom, dan is hy een mors dood. Daar is nie van 'n oomblik wat vir hom sê, of die gees klaar vir hom aan, sit die phone weg. Niks van hy nie. En ek hou nie van die nuwe ding wat die Christene doen. Alles word video. Die duiwel is so up to date met alles wat in die huis van die Here gaan. Want alles word op camera gesit, alles word op live gesit. Hy is bekend met die beplanning van die kerk. Hy is binne, hy weet, die vyand buite weet wat ons hier binne doen. Dit is iets wat ek hou nie daarvan nie. Waarom wil sy gerekord word as jy preek? Is dit dan nie in die hemel opgeskrywe wat jy doen nie? So, is nie nodig vir elke bediening. Ja, ek verstaan as jy 'n konferensie het en jy hier iemand wat 'n sonner is om julle op te neem, wat dit sy besigheid is om julle op te neem. Hy verstaan ek 100%. Maar gelowiges staan almal nou met fone. Die een vat 'n foto van die kant aan en vat 'n video van die kant af. Wanneer gaan julle onder die krag kom? As julle almal met fone staan. Groot distractions in die huis van die Here. Kom nie meer onder die kraggie, hulle sien nie meer die Heilige Gees, hulle sien nie meer die gesigte nie van die wyle in hierdie fone is binne in die huis van die Here. Hulle is WhatsApp en TikTok binne in die huis van die Here en hulle chat binne in die huis van die Here. Weet jy wat gaat van ons word nie? Maar kom ons hou by die ou grenslyne. Onthou dat jy dit ontvang het. Onthou dat jy het geleer dit. Moet dit nooit laat gaan. As jy die ou wyse geontvang het, behou dit, want dit is kosbaar en lewe dit uit op die ou wyse. Mense preek van die ou grenslyne, maar as jy hom kyk en jy sien hom so, dan sien jy is ver van die grenslyne af. Ou grenslyne is baie streng. Deesdae wil elkeen wat in die sonnaskool groot raak en hy jare in die ou grenslyne, nou wil hulle vir jou kom preek en sê, ek kom van die ou grenslyne af, maar jy sê, as jy sien hoe lyk sy ou grenslyne, dan sê Here kan bid nie, dis die ou grenslyne ek ken nie. Jy vermaan hulle, dan struikel hulle, dan is hulle asval in hulle gesigte. Ou grenslyne, jy was vermaan, en dan laat hulle jou sak, en dan moet jy nog weer iets doen ook. En dan moet jy reg wees in jou gesig. Dis hoe ek die sake ken. Ons was nie gepai nie. Daar is nie van pai in die werk van die Here. Ons is besig om die muur te bou. Ons is besig om die werk van God te herbou. Van die generasie van nou change alles. Maar as u wil inpas by hierdie nuwe generasie, jy gaan verlore gaan. Onthou dat jy het ontvang het. Lewe dit uit. Alles word nou deesdae ligtelik op. Dit word afgewater. Lyk, daar was nog nooit sulke dinge gewees nie. Hulle sê mos die ou evangelie is boring. As die ou evangelie wat die mense laat lank lewe, as die ou evangelie wat gemaak het dat jy regloop, deesdae dat nie respek is in die huis van die Here nie. Dat het verloor.
So kom ons keer terug en los hierdie selfoongees binne in die kerk in. In die kerk sit jou foon op silence en ek hou nie van 'n foon wat in die kerk lê nie. Dis 'n steurnis vir die persoon wat daarvoor praat. Dis 'n steurnis vir ons wat hier sit en luister. Nou luister ons na jou ringtone wat hier speel. En ons fokus is nie meer daarvoor by die persoon wat preek of die woord bring nie. Selfone. So kom ons kry verlossing van hierdie dinge. Is klein dingetjies wat die wingerde omkrap. So die Here moet ons help. Die Here seën.